Ja, ek kyk meer TV nou as ooit van tevore in my lewe en ek put daaruit geweldige genot. Daar's twee aspekte wat my plesier gee en wat ek dink aanduidend is van wat die meeste mense daar soek. Die een is om om amper geamuseerd te wees en geïnteresseerd te wees in waarna ander mense kyk. So om jou oog te hou op dit wat regtig goed vaar in Suid-Afrika en elders. Want dit sê vir mense iets oor waar mense en gemeenskappe deesdae is. Die tweede is om self plesier te put uit inhoud wat so raak gekalibreer is vir jou, dit amper voel of dit vir jou gemaak is. Albei daai ervarings is baie lekker. So ek probeer self om baie te kyk plaaslik en van ons internasionale inhoud en op die ander stromingsdienste. Nie net omdat ek daar vind dit wat internasionaal verskriklik goed doen nie en daarom sê dit vir my iets van die tydsgees, maar ook omdat ek meer volledig mens voel as mense stories uitgebeeld sien waarby jy aanklank vind, selfs al is die mense op die skerm heeltemal anders as jy. Dit herinner ons aan die spesifisiteit van ons kultuur, maar ook hoe universeel van hierdie temas is. Ek bedoel, om na een van laas jaar se gunstelinge was die 2 seisoene van Landman, wat nou hier in Januarie klaarmaak op Mnet, te gekyk het, wat deel is van 'n groot verskynsel in Amerikaanse TV, hierdie enkele skrywer Taylor Sheridan, wat Yellowstone geskep het vir CBS, en vir Paramount, en wat iets reg gekry het wat baie min vervaardigers van TV in die laaste 5 jaar in Amerika reg gekry het, naamlik om TV te maak waarna mense kyk wat nie meer met mekaar praat nie. Amerika is baie gepolariseer polities. So dis vir my 'n baie interessante kulturele oomblik om te probeer verstaan wat is dit wat hy reg doen of anders doen, wat gehore van die Oos- en Weskus in Amerika lok, maar ook mense in die middel wat vir verskillende partye stem. So TV sê soms vir mense iets baie interessant oor kulturele oomblikke. In Suid-Afrika is dit baie belangrik vir ons om te probeer antisipeer waarna mense volgende gaan kyk. En daarom moet ek self as 'n kyker baie van dit gebruik wat ons kykers gebruik en ook dit kyk wat flop van tyd tot tyd en probeer verstaan hoekom het hierdie nie gewerk nie. Of probeer verstaan hoekom was iets verskriklik gewild, om te probeer jouself te verbeel in die skoene van jou kykers. So dis vir my verskriklik lekker om deur goeie TV jouself in ander mense se skoene en lewens te verbeel. Ek dink net soos 'n goeie boek help goeie TV mens om empatie te hê met mense wat anders is as jy, want die vader weet as mens TV gaan kyk om mense te sien wat net soos jy is, sal er niks wees om te kyk nie, want almal van ons is uniek. So eintlik kyk mens TV om mense te sien wat 'n bietjie soos jy is, maar wat op betekenisvolle maniere ook anders is en ander lewenservarings het, en ek dink dit maak die lewe net soveel beter.